Shalom, ons groet u weer vandag en gesels met u oor die woord van God, waaroor anders. En ons het gekyk of ek en jy nog tevrede is met dit wat God vir ons in sy woord gegee het. Johannes 17 vers 17, waar Jesua bid vir sy studente volgelinge en die woord van God, die boodskap, as die waarheid beskou. En dit moet my en jou standaard nog steeds wees. Maar terwyl ons dan die volheid van die woord van God aanvaar en weet dit is die waarheid, is die vraag wat ons vandag moet vra, ondersoek ons die woord van God. Gaan kyk ons en ondersoek ons dit soos wat die Bybel vir ons in opdrag gee. In Johannes 5 vers 39, ondersoek die skrifte, want in hulle het julle versekerde verwagting, dat julle die ewige lewe het en hulle getuig van my. In die skrifte is daar nie net 'n vae hoop, dat ons dit dalk mag hê nie. Nee, daardie hoop wat van gepraat word in die Bybel, word 'n versekerde verwagting genoem. Dit waaroor geen twyfel is. Ondersoek die skrifte, sê die opdrag, want in hulle het julle 'n versekerde verwagting, dat julle die ewige lewe het, en hulle getuig van my. Jesua het kom verklaar dat die woord van hom getuig. Die redding wat Vader vir ons gegee het, deur die sterwe van Jesua, is te vind in sy woord. As ons so 'n bietjie kan terugkyk na die geskiedenis, gaan kyk na Bybelvertalings, dan sien ons Erasmus, John Huss, Wycliffe, William Tyndale, almal manne wat die woord van God in mense se eie taal vir hulle wou gee, is doodgemaak. Hierdie mense het 'n begeerte gehad, dat God se kinders sy opdrag en sy woord in hulle eie taal mag hê. Dis almal mense wat begeer het vir waarheid. En op die manier wat hulle die waarheid gehad het, dit probeer oorbring aan mense in daardie tyd. In mense se eie taal. Vandag het ek en jy die woord van God in ons eie taal. En vir ons persoonlik, soos wat ons al met u gedeel het van die begin af, is die pad van waarheid tot die lewe, vertaling van uit Aramees en Hebreëus in Afrikaans, die korrekte vertaling van dit wat Vader vir ons wil sê. Kom is die woord so belangrik vir hierdie mense gewees? 'n sekere jong priestertjie het vir Tyndale die vraag gevra, hoekom hy dan vir hierdie mense wat niks weet nie en geen kennis het nie, God se woord wil gee, dit sal hulle deurmekaar maak. Hoe kan hulle die lewende God se woord verstaan? Nee, dis net die teoloë en die slim mense wat dit kan verstaan. Tyndale se antwoord vir hierdie man was gewees, rofweg in Afrikaans vertaal, as God my lewe spaar, voordat daar baie jare verby is, dan sal daardie klein seentjie, wat die koei inspan, wat die koeimelk, wat die beeste inspan, wat die os voor die ploeg sit, meer weet van die woord van God as jy. Dit was die begeerte. Vandag het ons dit. Gebruik ons hierdie fantastiese voorreg wat mense se lewens gekos het, om vir my en jou sy woord in ons eie taal te gee. Ek en jy het die geleentheid om dit te bestudeer. Moet dit nie verkwansel. As baie tale in die wêreld, as meer as 5000 onderskeidbare tale in die wêreld. Meer as 250 van hulle het die volle woord van God in hulle eie taal. Meer as 400 het die nuwe verbond in 'n verstaanbare taal vir hulle. Vertaling is vandag besig in 800 verskillende definitiewe tale. Meer as die helfte van die tale in die wêreld het geen vertaling van sy woord in hulle taal. Nou alhoewel dit klein tale is, tale wat deur min mense gepraat word, behels dit meer as 150 miljoen mense in die wêreld. Ek en jy
het die voorreg om sy woord te hê. Normale tyd van 'n vertaling neem saam met rekenaars en alles wat ons het vandag 15 jaar. Terwyl ons onder die Tibetane gewerk het, het 7 boeke van die Nuwe Verbond vir my en 'n persoon waarmee ons saam gewerk het, twee van ons, 3 jaar geneem om 7 boeke van die Nuwe Verbond te vertaal. Die woord van God te besit is 'n voorreg. Dit is met ander woorde 'n ongelooflike voorreg vir jou en my, om die woord van God in ons taal te hê, om hom te kan bestudeer. En daarom, as ons terugkom na ons onderwerp vandag en sê, ondersoek ek en jy, hierdie woord wat ons 'n voorreg het, om in ons hande te hou. Ons moet hom soek met 'n diepe dors. Dit het baie gekos, om die woord van God in ons taal vir ons te kan gee. Om hom te ondersoek, om hom te ontleed en om te ontleer wat dit vir ons werklik wil sê, is maar ons klein beloningkie wat ons het. Dit moet prioriteit wees in ons gelowiges se lewe. Dis die aktiwiteit waarmee ek my moet besig hou. Ek moet besig wees met sy woord. Ons gaan nie probeer om 'n persentasie uit te werk van hoeveel tyd ons spandeer met die woord van God nie. Maar ek dink dit sal skokkend wees. Is God se woord en sy standaarde vir jou en my die belangrikste ding in ons lewe? Is dit waarmee ons tyd spandeer? Ons begeerte moet wees na die woord van God en nie na 'n boek wat dit interpreteer of 'n opinie van 'n ander persoon nie. Die boodskap moet ons liefde word. Hy gee lewe deur sy woord. Die skrif alleen gee vir ons sy lewenswyse, hoe ek moet leef, sy reëls, sy standaarde, dit wat Jesua verwag het en daarom kom leef het, sodat ek en jy dit kan leef. In Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat hy voortdurend in hom bly, vir hom is dit nodig om so te leef, soos wat hy geleef het. Dis sy standaard, dis sy lewe. Kefa gee vir ons wonderlike raad. In 1 Kefa 2 vers 2 sê hy verlang sterk, soos babas wat nog drink, na die suiwer geestelike melk van die boodskap, waardeur jy sterk kan groei vir die lewe. Hoeveel verse het ons nie nou al aangehaal nie, hoeveel skrif het ons nie nou vir die gewys, net in hierdie paar oomblikke, dat Vader wil hê, ons moet sy woord ondersoek, want soos pasgebore babas, groei ons deur die melk, die woord van God alleen. Die openbaar die woord van God. Dit wat hy vir ons gegee het, wys vir ons die wil van God. Die koninkryk van God word hierin geopenbaar. Die verlossingsplan van God staan in sy woord geskryf. Dit wat Jesua vir ons kom doen. Hier leer ek die rol van Jesua, God se seun. Hier leer ek die rol wat ek het in sy koninkryk. Dis die plek waar ek Vader leer ken. Ons is besig op die oomblik, oral waar ons kom in die land waar ons besig is om kampe te hou oor die karakter en autoriteit van Vader. Wat 'n wonderlike ervaring. Die ervaring om deel te wees, om net te leer van sy karakter, om hom te leer ken soos wat hy werklik is. Ken jy hom? Hy het gekies om homself te openbaar deur sy woord. Hy het gekies om homself te openbaar deur sy skrif. Dit wat hy vir ons gegee het en dit in sy seun kom lewe. Hier openbaar hy die tweede koms, wanneer die koninkryk volkome oorgegee gaan word aan die Vader om te heers. Hier openbaar hy vir ons wat kom aan die einde. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat ek en jy ons lewens sal voorberei. Die woord van God is een van waarheid in al sy dele. Ek het dit gevind. Ek begeer dat jy dit sien, dat die woord van God is dit wat ons standaarde bepaal. Die woord van God is dit wat vir my en jou sê wat die waarheid is. Die doel daarvan om die skrif te bestudeer gaan nie oor my en jou kennis. Die hoeveelheid wat ons lees,
of hoe oulik ons is. Dit gaan daaroor om sy woord, sy karakter te leer ken. Die wêreld en al sy magte probeer werk in filosofie, humanisme, deur die sielkunde, deur alles wat mense probeer doen op 'n wêreldse metode, probeer werk teen God se woord. Sonder om dit te bestudeer, kan ek nie teen hierdie dinge staan. Ek kan nie die waarheid sien. Ek kan nie stry teen die leuen sonder om die waarheid te ken. God kan jou net herinner aan wat jy reeds het. As jy God se wil soek, sal hy jou herinner aan dit wat jy reeds van hom ontvang het. Malagi 3 vers 16. En toe het hulle wat Jehovah vrees met mekaar gepraat, en Jehovah het aandag gegee en gehoor, en 'n boek van herinneringe is voor hom geskryf, vir die wat Jehovah respekvol vrees, en sy karakter en autoriteit hoog ag. Dis met wie hy praat. Dis vir wie hy sy waarheid gee. Dit is wat vir hom belangrik is. Die kinders van Vader moet oor sy woord praat. Dis tog al wat vir ons belangrik is. As ons by mekaar kom, waaroor praat ons? Verlede week se sport? Of oor die wonderwerke, die openbaring, wat God se woord vir my gebring. Dit is waarvoor dit geskryf is. Dis vir ons gegee. Dis waaroor ons lewe moet gaan. Verwag van Vader 'n wonderwerk, elke keer as jy sy woord oopmaak. Elke keer kan hy vir jou openbaringe van waarheid gee, wanneer jy sy woord opneem. Ek wil verder gaan vandag en vir jou vra, terwyl jy sy woord ondersoek en lees, verstaan jy die skrif? Verstaan jy dit wat God vir jou wil gee? Psalm 119, 'n fantastiese psalm, en al sy verse praat hy oor God en sy woord en sy wet. Psalm 119 vers 34 sê vir ons, gee vir my insig en ek sal die wet hou. Ja, ek sal dit nakom met my hele verstand, wil en emosie. Hier gaan dit nie net oor die ken van sy wet nie. Nee, ek kan dit verstaan. Hy kan vir my die insig gee deur sy wet. Want dit is sy wet wat vir my sy standaarde gee van hoe om te leef en wat om te doen. En dan sê hy, sal ek dit nakom met my hele verstand, wil en emosie. Ek sal doen wat u sê. Maar dis die Ou Testament, nie waar nie? Dit is die Tanakh. Is mos nie meer geldig nie. Kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 2 vers 14 egter vir ons. Die natuurlike mens aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie, want dit is vir hom dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit deur die Gees onderskei word. Maar die geestelike mens beoordeel alle dinge, maar self word deur hy niemand beoordeel nie, want wie het die gedagtes van Jehovah geken, dat hy hom sou kon leer? Dis die mens wat in die Gees is, wat van Genesis tot Openbaring, die geestelike waarheid, die geestelike boodskap en die geestelike opdragte van Vader raak sien, wat ek en jy in die fisiese moet leef en moet doen. Dan kan ons dieselfde bid as die Psalm skryf. Veel kere hoor ons nie mense sê, ek verstaan nie die Bybel. Miskien het dit met vertaling te doen, miskien is dit met die moeilike woorde wat gebruik word, maar ek dink dat die Gees van God in staat is, by magte is, om sy woord in sy volheid aan ons te openbaar. Ek wil vir u vandag sê dat ek glo met my hele hart, dat ons die Bybel kan verstaan. So nie trek ek in twyfel, dat die Gees van God by magte is, om sy woord, wat hy geskryf het, aan ons duidelik te maak. Hy wat nie die Gees van God het nie, sê die vers wat ons gelees het, sal egter nie verstaan wat sê die woord van God nie, want hoe kan ek verstaan sonder die Gees wat dit geskryf het? As jy werklik die betekenis wil hê van dit wat iemand in 'n boek geskryf het, gaan praat met die persoon wat dit geskryf het. Hy kan vir jou sê wat was sy opinie, wat was sy gedagte. As ek dus die woord van God wil verstaan, praat met hom wat hom geskryf het.
die lewende Skepper God alleen, deur sy Gees het sy woord ingegee. En deur die lewende Skepper alleen kan ek en jy sy woord verstaan. Deur die Gees verstaan ek die woord geskryf deur die Gees. Ons het die gedagtes van die gesalfde een deur sy woord. Hy leer ons dus die volheid van sy wil ken deur sy woord alleen. Dit help sekerlik, daaroor sal ek nooit stry nie, om sekere dinge te verstaan as agtergrond, om die kultuur te ken, om die oorspronklike taal te kan ken, dit help verseker. Maar is dit God se verwagting dat elke een die oorspronklike tale moet ken voordat ons sy woord kan verstaan? Tog nie. Hy is groter as dit. Vader wil ons wat gaan bestudeer en gaan kyk wat sê die woorde, ja, hy leer ons. Hy leer ons deur elkeen, maar Vader kan vir ons, deur dit wat hy vir ons in Afrikaans gee, leer wat is sy waarheid. Die Gees openbaar die woord. Dis nie ons tema waaroor ons gaan gesels in hierdie oomblik nie. Ons wil hê jy moet die woord van God begin vertrou. Begin weet. Dis tog hier waar ek alles uit aanhaal. Dis tog hier waarin ek en jy vind wat waarheid is. Elke skrywe in die skrif gaan gepaard met die omstandighede waarin dit geskryf is. Ja, maar die woorde, die Gees van daardie skrif is waar vir jou en my vandag. God se karakter het nie verander nie. God se kultuur het nie verander nie. God is altyd dieselfde. Al die antwoorde vir ons spesifieke vrae is reeds in die woord gegee. Daar's verskillende soorte literatuur in die Bybel. Ja, party daarvan is geskiedenis, party daarvan is geslagsregisters. Maar wanneer ons dan die betekenis van die name gaan kyk, dan vind ons hier die diepte wat selfs die geslagsregisters vir ons leer. Daarin sien ons in boodskap die rede hoekom mense die name gehad het. Daar is liefdesbriewe, daar's profeseë, digkuns, liedere. Daar is leringe oor die eindtyd, daar's voorspellings, maar daar's ook waarskuwings vir my en jou. Daar's wysheidsliteratuur, daar's briewe, daar's vergelykende stories. Ja, elke een het sy eie plek, maar deur elke een van hulle word die diepte van Vader se karakter vir my en jou openbaar. Dis nie hierdie literêre kennis, hierdie waaruit dit bestaan, waarvan Saul praat as hy sê ons moet dit bestudeer. Dis ook nie waarvan Saul praat as hy sê sommige kan dit nie verstaan nie. Nee, dit is deur die Gees van lewe wat dit vir ons verstaanbaar maak. Daar's vir my 3 dinge wat baie belangrik is om te verstaan. Die idioom van die taal, in watter konteks word die sin gebruik. Het jy al ooit gekyk, waar staan dit geskryf? Vir wie is dit geskryf? Deur wie is dit geskryf? Daardie eenvoudige 3 punte gee vir ons alreeds baie van die antwoorde oor die betekenis van 'n sekere gedeelte wat meestal verkeerd verstaan word. Daar is baie mense wat deesdae stryd het met sekere dinge wat in die Nuwe Verbond geskryf staan. Maar as ons na daardie punte gaan kyk, sien ons dat dit presies ooreenkom met wat in die Tanakh staan. Daar is geen verskil nie. In die tweede plek moet ons kyk na idiomatiese uitdrukkings teenoor direkte betekenisse. Letterlike direkte betekenisse en idiomatiese uitdrukking kan 'n volledige verskil maak in dit wat daar staan. Sal die woord van God vir ons sê om ons hand af te kap? Nee, want dit stem nie saam met die wet van God wat sê ons nie skade aan ons liggaam mag berokken nie. Daarom kan die skrif nie teen skrif praat nie, en sal die skrif dit nie vir ons sê nie. En daarom weet ons, maar ook omdat ons die Arameese idioom ken, weet ons, dit is 'n idioom wat gebruik word, wat beteken om dit te stop. Moenie aanhou met verkeerde dinge nie. En nêrens in die skrif word ons beveel om letterlik ons hand af te kap. Dit is die verskil van idiomatiese uitdrukkings en letterlike betekenis. In die derde plek is daar die verhouding tussen gedeeltes in die skrif, maar spesifiek tussen Tanakh en Nuwe Verbond.
dit sal altyd dieselfde sê. Wat het dit vir ons geleer? Wat sê dit vir ons nou? Hierdie antwoorde is duidelik in God se woord. Ek glo daar is verskeie maniere waarop die Tanakh en die Nuwe Verbond met mekaar interaksie het. Die Nuwe Verbond maak die Tanakh se leringe 'n werklikheid. Dit maak dit vas, dit bevestig dit. Die Nuwe Verbond rond die Tanakh af, bring niks niets nie. Die Nuwe Verbond is afhanklik van die Tanakh, want daar is dinge wat gegee word as profetiese woorde, wat vir ons bewys word in die Nuwe Verbond. Dit word nie herhaal altyd nie, want dit is reeds waar. Die Nuwe Verbond bevestig ook vir ons die oordeele tussen reg en verkeerd. Maar hy maak vir ons bekend dit wat God se wil is. Die Tanakh kan regtig volledig verstaan word vanuit die Nuwe Verbond se volledige betekenis. En die Nuwe Verbond kan slegs volledig verstaan word uit die Tanakh. Ek wil graag vir die Psalm 119 van vers 14 af lees. Kyk na dit wat die woord self sê. Ek was verheug in die lewenswyse van u getuienisse, meer as in alle rykdom. Ek het die instruksies oordink en is bekend met u lewenswyses. Twee dinge gelyktydig wat hier staan. Hy het dit oordink en hy het dit verstaan. Dit is tog waaroor ons praat. En die Bybel sê dit gebeur deur die woord van God. Vers 16. Ek het u wet oordink sodat ek nie u boodskappe sal vergeet nie. Antwoord die diensknegt sodat ek kan lewe en u boodskappe gehoorsaam. Maak u my oë oop sodat ek wonderlike dinge vanuit u wet kan raak sien. Ek is 'n besoeker by u. Steek nie u opdragte vir my weg nie. My lewe is stikkend van verlange na u oordeele ten alle tye. Is dit ons gebed? Om altyd te alle tye besig te wees met sy woord. Kolossense 3 vers 14 sê vir ons, saam met dit alles, trek die liefde aan wat die band tot volmaaktheid is, en die vrede van die gesalfde een sal julle verstand, wil en emosie beheer, waartoe julle geroep is, in een liggaam, en wees dankbaar teenoor die gesalfde een, vers 16, sodat sy boodskap ryklik in julle kan bly in wysheid. Leer onderrig mekaar in die psalms, in lofsange, liedere met die gees, van die gees, en sing in julle verstand, wil en emosie, met dankbaarheid tot God. Die Tanakh en die Nuwe Verbond praat dieselfde. Leer my, wys my, deur die woord, deur waarheid. Daar word nie van ons verwag om ons eie oordeel aan ander af te staan nie, dat hulle besluit wat is reg en verkeerd nie. U kan in die woord van God gaan sien wat is waarheid. Hier is God se waarheid. Ons hoef nie net te luister na ander nie. God het vir ons sy woord gegee. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Blus die gees nie uit nie. Verwerp nie profeseë nie. Ondersoek alle dinge. Hou vas wat uitstekend is. Ek wil vir die vraag vanoggend, hoeveel tyd spandeer ons om die woord van God te ondersoek? Dan, wanneer ons tyd spandeer met die woord van God, dan kan ons verder gaan. Dan kan ons gaan kyk, onderwerp ons onsself aan dit wat ons lees? Is ons gehoorsaam in die praktyk aan dit wat ons in die woord van God alleen sal sien? Ons hoop om volgende week hierdie onderwerp klaar te maak. Om te gaan kyk of ons onsself onderwerp en of ons gehoorsaam is. Vader, dit is ons begeerte om gehoorsaam te wees aan U. Ons is U kinders. Leer ons om so gehoorsaam te wees dat U tevrede is met ons lewe. Ons het U woord, maak ons getrou daarin. In die naam van Jesu alleen. Amen.